Hallo julle, baie welkom by hierdie klein groep saam kuier. Ons het verlede week oor een van die belangrikste elemente van 'n aktiewe geloofslewe gepraat en dit is gebed. Gebed is die instrument om 'n dieper verhouding met die Here te bewerkstellig. Hoe doen ons dit? Ons begin net deur te bid. Just show up. Rudolf het julle verlede week uitgedaag om soveel moontlik saam te bid in julle klein groep. In julle groep bespreek saam die volgende vraag. Het jy al ervaar dat jou gebede huiwerig of oppervlakkig voel? Chat 'n bietjie met mekaar daaroor en dan praat ons weer. Ons vra altyd vir beskerming of seën, maar ons skram weg van bold gebede wat ons uit ons gemaksone uitdruk. Daarom beoefen ons gebede net as ons rituele doen, soos as ons 'n familie saam eet of by 'n saalopening of ons eie agendas en behoeftes voor God te bring. Here, beskerm my kinders vandag, hou ons gesond, laat ons vanaand goed rus, hou ons veilig op die pad as ons reis. Tog sien ons in die Bybel dat gelowiges met ongelooflike braafheid gebid het. Hulle het gebid vir krag en swaar kry, vir deure om oop te gaan vir die evangelie, vir mure om te val en oorwinning in die oorloë en vir vrymoedigheid om te getuig. Ek wil julle vandag uitdaag om dapper gebede te bid. Om gebede te bid wat geloof vra, risiko's te neem wat God se krag in jou lewe vrystel en laat werk. In julle groep chat oor die volgende vraag. Hoe vorm gebed in swaar kry ons? Die eerste teksvers waar ek saam met julle wil stil staan vandag is Handelinge 16 vers 25. So net 'n bietjie agtergrond op dit. Paulus en Silas word deur die Romeine aangekla vir wat hulle gedoen het. En daar is 'n bevel dat hulle geslaan moet word en in die tronk gegooi moet word. Hulle is ernstig gegesel, so hulle sit nou in die tronk met baie pyn en hulle voete is in blokke vasgeklem. Die posisie waarna hulle vasgemaak het moes uiters pynlik gewees het. En dan lees ons die volgende in Romeine 16 vers 25. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. In plaas daarvan om te kla of vir maklike uitkomste bid, het hulle God geloof en geprys in daai pyn. En wat was hierdie resultaat? 'n Aardbewing het die tronkdeure oopgemaak. Hulle gebed wat hulle gebid het, was nie 'n gewone gebed nie. Dit was 'n gebed van moed en vertroue in God, selfs te midde van die ongelooflike pyn wat hulle gehad het. In julle groep bespreek saam die volgende vraag. Wanneer jy in moeilike tye is, bid jy gewoonlik net vir verligting of loof en prys jy die Here met geloof dat hy selfs in jou swaar kry deur jou sal werk? Die volgende teksvers wat ons vandag gaan saamlees is Efesiërs 6 vers 18 tot 20. Hierdie gedeelte is 'n deel van Paulus se brief aan die Efesiërs, spesifiek die afsluiting van die bekende gedeelte oor die wapenrusting van God. Nadat hy die verskillende dele van die geestelike wapenrusting gelys het, beklemtoon Paulus die belangrikheid is gebed. En dan lees ons die volgende. Doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekendmaak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit my opgelê is. Paulus was 'n gevangene toe hy hierdie woorde geskryf het, maar hy vra nie 'n gebed vir sy vrylating nie. Hy vra vir moed om die evangelie te deel.
Dit wys vir ons dat ons dikwels die verkeerde dinge prioritiseer in ons gebede. Gebede van moed en dapperheid vra nie net vir gemak nie, maar 'n dieper impak vir God se koninkryk. Bespreek met mekaar die volgende vraag: wanneer laas het jy spesifiek gebid vir vrymoedigheid om jou geloof met iemand te deel? Dalk by die werk, in jou vriendekring, iemand wat jy goed ken, iemand wat jy nie goed ken nie. Chat 'n bietjie met mekaar daaroor. Nog 'n teksvers waar ons vandag by gaan stil staan is Romeine 15 vers 30 tot 32. Romeine 15 fokus op Paulus se bediening, sy reisplanne en sy begeerte vir eenheid tussen die Joodse en die nie-Joodse gelowiges. In vers 30 lees ons die volgende: Ek versoek julle dan dringend broers, in die naam van ons Here Jesus Christus en op grond van die liefde wat van die Heilige Gees kom, stry saam met my deur vir my te bid, dat God my veilig mag hou tussen al die ongelowiges in Judea en dat my hulp aan Jerusalem aanvaarbaar mag wees vir die gelowiges daar. En as dit die wil van God is, sal ek vol blydskap na julle toe kom om 'n tydjie by julle te rus. Paulus maak hier 'n opregte versoek om vir hom te bid terwyl hy voorberei om na Jerusalem te reis, waar hy verwag dat daar uitdagings sal wees. Paulus vra hier vir gebed nie net vir sy veiligheid nie, maar sodat hy God se wil kan uitvoer. Soms is ons gebede te gemaklik. Ons vra vir dinge wat vir ons goed voel eerder as om te bid vir God se plan. Selfs al beteken dit lyding of uitdagings, dinge buite jou beheer. Bespreek met mekaar die volgende vraag: hoe kan ons begin bid vir God se leiding in ons lewens, selfs as dit beteken dat ons moeilike dinge sal moet deurgaan? Courage en dapper gebede is nie net vir Bybelse tye nie. Ons is geroep om ook so te bid. Dink aan jou eie gebedslewe. Bid jy vir gemak of bid jy vir impak? Laat ons bid soos Paulus en Silas met geloof in swaar kry en pyn. Laat ons bid soos Paulus vir vrymoedigheid in ons getuienis. Wanneer jy by die werk is, in 'n moeilike vergadering, jy saam met jou vriende kuier, en laat ons bid vir God se wil bo ons eie begeertes. So in julle groep, sluit af met gebed en dan fokus julle op hierdie 3 punte in julle gebede. Prys en eer die Here selfs al gaan jy deur uitdagings in jou lewe. Tweede ene is bid vir vrymoedigheid om te getuig, te leef en op te tree soos God ons roep om te doen, veral in daardie situasies waar dit vir jou regtig moeilik is. En 3, vra die Here vir iets wat verder strek as jou eie persoonlike begeertes. Tot volgende keer.